die boom van kennis van goed en kwaad. Dis nogal 'n uiters vreemde naam vir 'n boom, is dit nie? Maar wat beteken die naam? Tot op daardie stadium was Adam en Eva nog 100% aan God gehoorsaam gewees. Daar was dus geen sonde in die wêreld nie en hulle het absoluut niks van boosheid geweet nie. As hulle egter van hierdie boom se vrugte sou eet, sou hulle uitvind wat boosheid en sonde werklik is. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here gemaak het. Mense kan nie in die toekoms insien nie. Slegs God kan dit doen omdat hy buite tyd bestaan. Ons behoort om dus te vertrou as hy vir ons sê om nie iets te doen nie, selfs al is ons baie nuuskierig daaroor, omdat hy die gevaar kan sien wat op ons wag indien ons dit wel sou doen. Deur al die jare het nuuskierigheid nog steeds baie mense aan die neus gelei om veral meer uit te vind oor die kwaad. Maar dit was nooit wat God vir ons wou gehad het nie. Eendag het Eva besluit om 'n bietjie alleen te gaan wandel. Skielik hoor sy hoe iemand met haar praat. Dit het geklink asof die stem uit die rigting van waar 'n slang was gekom het. Sy was nuuskierig. Wie kon dit wees? Ons weet natuurlik dat dit Satan was, wat die slang as 'n instrument gebruik het om met Eva te praat. Die duiwel of Satan gebruik graag verskillende instrumente om ons nuuskierigheid te prikkel, om ons te versoek en uiteindelik om ons te mislei in ongehoorsaamheid aan God. Hy kan byvoorbeeld die televisie, ons selfone, aanlyn speletjies, musiek, ander mense of selfs ons vriende gebruik om ons te mislei. Satan se heel eerste plan was om vir Eva te laat twyfel aan God se betroubaarheid deur vir haar te vra: "Is dit ook so dat God gesê het julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie?" Satan se heel eerste intensie was om Eva te laat twyfel aan dit wat God gesê het, deur te sê: "Het God regtig so gesê?" Tweedens is Satan besig om God se woorde baie skelm te verdraai. Hy bedoel om te vra: "Hoe kan God so onregverdig wees deur vir julle te sê dat julle nie van al die bome in die tuin mag eet nie?" Maar dit is nie wat God gesê het nie. Hy het vir hulle gesê dat hulle net hierdie een boom se vrugte nie mag eet nie. Eva moes glad nie met die slang gepraat het nie. Ons moet slegs met God praat, nooit met Satan of enige van sy gevangene engele wat ons demone noem nie. God verbied ons om dit te doen.